Vader, U is so goed. U is vir ons 'n wonderlike goeie Vader. En ons dankie dat ons vanaand saam kan wees en bietjie uit die woord uit leer. Ons kom vra dat U die tyd sal seën. Ons kom sonder dit af vir U. Ons kom heilig dit vir U. En ons vra dat deur hierdie tyd dat U stem gehoor sal word. Ons vra dat deur dit wat ons in die woord sal lees, dat dit vir ons lewend sal wees en lewendmakend sal wees. En dat dit nie vir ons net kennis sal wees nie, maar iets wat tot ons harte spreek, dat ons sal uitgaan en dit uitleef. Dankie vir wie U is. Dankie vir hierdie goeie tyd wat ons kan saam hê hierdie naweek. Ons bid dit alles in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen. So ons het 'n bietjie gesels oor Abraham en Abraham se hoop. Nou Abraham het baie vertroue in God gehad en hy het gedoen wat God gesê het, wat ons noem gehoorsaamheid. En Abraham word dan nou nie die vader van ons hoop genoem nie, maar hy word die vader van ons geloof genoem. So dit was great om te kan gesels oor Abraham se hoop, en dit was vir my ook 'n eerste om bietjie te gesels oor die hoop van Abraham. Dit is baie gemakliker om te praat oor die geloof van Abraham, want dit is iets wat ek al jare oor praat van die begin van die bediening. En maar ek wil met julle 'n bietjie verder gesels dan oor hierdie, nie oor Abraham soseer nie, maar meer oor die hoop en hoe dit als by mekaar uitkom. Maar om hoop te verstaan, moet ons so 'n bietjie die geloof ook verstaan. Verstaan wat is geloof en so aan. Ek het reeds 'n sessie by die Bybelskool gedoen oor geloof. As jy die Bybelskool bywoon en julle dit gekyk, wonderlik. As julle dit nie bywoon en julle wil graag 'n opname daarvan hê, kan julle gerus vir ons skryf. Ons kan vir julle die opname van geloof kry, waar ek bietjie geloof oor die algemeen bespreek in die Bybel by die Bybelskool. Die geloofgedagte, ek dink as iemand vir jou vra, wat is geloof? Dan is die eerste ding wat by jou opkom is, maar Hebreërs 11 vers 1, wat sê die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wat ek nie baie van hou van hierdie is dat mense het hierdie skrif gemaak asof dit knyp jou oë toe en wens ding is. En miskien is dit net die kringe waar ek bedien het al waar dit gebeur, miskien gebeur dit glad nie by julle nie, maar mense maak hierdie skrif, ons sien nie die dinge wat ons wil hê nie, maar ons moet net vertrou. En dit raak amper 'n visualiseringsding, van ek moet visualiseer wat ek wil hê, en dis wat geloof dan is, en dan gaan ek dit bekom. Maar dis glad nie wat Hebreërs 11 oor gaan nie. Hebreërs 11 gaan nie oor goedere wat jy nou moet bekom of kry, of jou welstand in die natuurlike noodwendig. Die hele hoofstuk is vir my baie kosbaar, en ek gaan nou stukkies uit die hoofstuk uithaal vanaand en oor dit gesels, maar ek sal regtig aanraai dat julle die hele hoofstuk van Hebreërs 11 lees, want daar's soveel rykdom daarin vir ons om te leer oor wat is hierdie geloof dan. Maar dit gee vir ons ook 'n bietjie 'n prentjie van wat is hoop, want soos julle daar sien, geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So hierdie skrif gaan dan alles oor wat ons tot dusver eintlik gesê het, en dit is vertrou God, jy moet geloof in God hê, al kan jy nie sien wat hy sien nie. Al het hy 'n plan en jy verstaan nie noodwendig sy plan nie, moet jy hom vertrou. Dis wat die geloof is, dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Dis wat hierdie oor gaan. Ek moet God vertrou, al sien ek nie die groter prentjie nie, al verstaan ek nie hoekom hy dinge doen op die manier wat hy dit doen nie. So dit is nie 'n maak jou oogies toe en wens versie nie. Dit is gee alles oor. Gee jouself oor.
Dit is ek behoort aan u Vader en wat ook al u sê, dit sal ek doen. Ek sal binne in dit optree. En dis wat geloof werklik is om daai emunah, die Hebreëse woord emunah is om dan te sê ek gaan hoor wat u sê en ek gaan dit doen. Maar geloof en hoop is eintlik getroud met mekaar en ons kan nie die twee skei van mekaar nie, dan verstaan mense nie heeltemal waaroor dit gaan nie. Maar ons gaan nou by dit uitkom. Ek wil net verder lees Hebreërs 11 vers 2 en 3. Hy sê kom ons lees maar weer een. Die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Waardeur? Deur die geloof, nee. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En dan gaan hy verder in hierdie hele hoofstuk om vir ons getuienis te gee van mense wat goed gedoen het en vir God vertrou het wanneer hy iets gesê het en dit het so gebeur. Mense wat nie dinge kon sien met hulle eie oë nie, maar dinge het so uitgewerk soos wat God gesê het. En Sara is een van die voorbeelde, né? Sara het nie gekyk na haar eie liggaam wat al reeds verstorwe was nie, maar sy het vasgehou aan die belofte van die Vader. Noag self, hy het nie dinge gesien rondom hom wat vir hom bewys hy moet nou 'n ark bou nie, maar God het gesê en hy het dit gedoen. Hy het nie gesit en gehoop dat daar nou net 'n ark moet opdaag nie. Nee, hy moes dit doen, maar hy het iets nie gesien nie, maar hy moes vertrou op God. Dit is waaroor dit gaan. Geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof gaan oor ek vertrou vir God soveel dat ek dinge sal doen al verstaan ek dit nie, al sien ek dit nie. En so het dan die mense van die ou tyd getuienis ontvang. En dis die getuienis wat ons uitleef. Die getuienis wat ons uitleef is, Vader, ek verstaan nie als nie, ek sien nie als raak wat u raak sien nie. Ek het nie die voller prentjie wat u het nie. Maar u sê maak so, dan maak ek so. U sê doen dit, dan doen ek dit. En die Vader het vir ons 'n bediening gegee wat nie noodwendig, wat is die mooi Afrikaanse woord, glamorous is nie. Ons bereik nie die duisende daar buite nie. Hy het vir ons die bediening gegee van disippelskap, die bediening gegee van met mense een op een tyd spandeer. Ons het nou reeds 'n paar afsprake wat ons môre met van julle gaan sit en gesels oor daai roeping en gesels oor die doel wat die Vader vir jou het en die bediening miskien wat hy vir jou het. Dis dinge wat ek nooit sou kon doen as ons 'n groot, ek wil maar sê duisende bediening gehad het nie. Maar dis ook nie wat ek wil hê nie, want die Vader het ons geroep vir dit wat ons mee besig is. So ons bereik geweldig baie mense want ons moet met elkeen individuele tyd ook spandeer. Maar daar was 'n tyd waar ek gesê het ek verstaan nie dit nie. Ek kyk na ander en ek dink, dit lyk lekker die manier wat hulle dinge doen. Dan sê die Vader nee. Ek wil hê jy moet dit doen soos die manier wat ek jou gewys het. En ja, ons gaan maar aan. Ons doen dit op die manier want ons sien nie die hele prentjie nie. Ons het 'n vaste vertroue in hom. Vaste vertroue dat dit wat hy vir ons wys die regte manier is om dit vir ons te doen, né? Ek sê nie ander mense is verkeerd wat op 'n ander manier doen nie. So ons verstaan deur die geloof dat dit wat ons sien rondom ons kom van God af. Dis eintlik wat hierdie Hebreërs 11 vers 2 en 3 sê. Hierdie dinge rondom my, dit kom van God af. Dit kom van die onsienlike af. So ek moet net begryp dat al hierdie dinge kom van goed af wat ek nie sien nie. Alles rondom my kom van dinge af wat ek nie sien nie. En net so gebruik ek dan die voorbeeld van soveel mense in Hebreërs 11 wat dieselfde deurgegaan het. En elkeen van ons moet eintlik deur daai selfde gaan. Ek verstaan nie als nie, ek sien nie als raak nie, my hemelse Vader sien als raak, maar ek gaan hom vertrou. Ek gaan 'n vaste vertroue in hom hê. Dis wat Abraham gedoen het.
Abraham het daai vaste vertroue in God gehad. Ons het gelees oor dit in Romeine 4. Hy het daai vaste vertroue in God gehad. Hy het nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was, of die verstorwe toestand van die Sarah se moederskoot nie, maar hy het vir God getrou geag. So, hy het amper dit wat in die natuurlike rondom hom aangaan, uitgesluit en gesê, nee, gaan nie oor die sienlike nie, dit gaan oor wat sê God, want ek vertrou vir hom. En so, dis wat Hebreërs 11 vers 1 en 2 en 3 is 'n vertroue in God, rondom die onsienlike, die onverstaanbare, wat ek en jy hier sit en sê maar, as ek God was, het ek dinge heeltemal anders te gedoen. Maar weet jy wat, as jy God was, sou jy dinge presies dieselfde gedoen het, as wat hy nou doen. Jy sou net verstaan het, hoekom jy dit doen, die manier wat jy dit doen. So, die Hemelse Vader doen dinge op maniere wat ons nie verstaan nie, en ons moet hom net eenvoudig vertrou. Ons moet hom net vertrou. Al is dinge vir ons vreemd en snaaks, ons moet hom vertrou, ongeag, deur al hierdie. So, Hebreërs 11 gaan aan, ek wil sommer vers 6 lees, hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, dat God is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nee? Ok, so wat behaag vir God? Geloof, nee? Nou is ons besig om teenstrydig met onsself te praat. Ons het dan nou in ons heel eerste sessie net so mooi skrifgie gelees, toe ons Shabbat verwelkom het saam. Toe lees ons dat dit is hoop wat vir God 'n welbehaag gee. Onthou julle dit? Hierso lees ons in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar in Psalm 147, hier vanaf vers 10 staan daar, God het geen welbehaag in die krag van 'n perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. Hy het 'n welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. So wat is dit nou? Het hy welbehaag aan die wat geloof het, of het hy welbehaag aan die wat hoop in hom? Ons moet weet, want ons wil ons nou vir hom behaag, wil ons nie? So hoe behaag ek nou vir hom? Deur geloof of hoop? Of moet ons nou sê geloof, hoop en liefde? Wat moet ons nou doen? Waar stop dit nou? Want ek wil hom behaag. Ek wil net weet, wat is die resep om vir God te behaag? En daar is 'n verhouding, né? So ek wil op die regte manier optree wat hy verwag. Maar hier sê hy in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om vir God te behaag. So moet geloof hê. Goed. So ons moet geloof hê om hom te behaag. Wat is geloof nou weer? Geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoop. Jy kan nie geloof hê sonder hoop. So natuurlik, hoop is deel daarvan. En God sal 'n welbehaag daarin hê as jy hom vertrou, as jy hierdie hoop in hom het. En dis wat ek sien hierin. Dis nie die een is hierdie kant en die een is daai kant en hierdie een het 'n welbehaag en hy het 'n welbehaag hierin. Nee, dis getroud met mekaar en jy kan dit nie skei nie. Wanneer ek in hoop en vertroue in God optree, tree ek in geloof op. Wanneer ek in geloof optree, tree ek in vertroue op. Die twee is ingeskakel by mekaar en jy kan hulle nie uithaal uit mekaar nie. So ja, geloof, hoop, kom by dieselfde ding uit. Ek vertrou my hemelse Vader. Ek vertrou, hy weet beter. Ek glo nie net in hom nie, maar ek soek hom ook. Julle gehoor het ons hier lees in Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Moet hom soek. Met alles in my soek ek hom. Ek vertrou dat hy weet beter, so
Ek soek sy wil, ek soek sy koninkryk, ek soek dat sy naam verheerlik sal word. Ek gee oor aan hom, want ek wil so graag hom behaag. Abraham het definitief hom behaag. Abraham se geloof is tot geregtigheid gereken. En ons sien dat Abraham se geloof self het die element van hoop gehad. Ons het dit gelees, né? Romeine 4. Ek net julle geheue is weer herinner aan die. In Romeine 4 vers 18 het ons gesien, Abraham het teen hoop, op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het hoop gehad, hy het gesê, dit lyk nie asof daar hoop is nie, maar ek sal hoop hê. En hy het nie verswak in die geloof. Jy wil sterk staan in die geloof. Hierdie is iets wat jy amper kan neerskryf. Jy wil sterk staan in die geloof. Begin dit met 'n vertroue in God. Dit begin nie met 'n mosterdsaad nie, dit begin nie met jou wat kan lekker 'n ding visualiseer nie. Dit begin by vertrou jy vir God. Is jou vertroue in hom sterk? Weet jy dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As jy wil sterk in die geloof staan, begin dit by hoop. Want jy kan nie geloof beskryf sonder hoop nie. Jy kan nie geloof se definisie gee sonder hoop nie. Sonder hierdie vertroue in God nie. As ek vir jou moet sê wat is geloof, gaan ek sê dis wanneer jy glo dat God bestaan en jy hom vertrou in jou alledaagse lewe. Dis wat geloof is. So ons het hierdie hoop nodig om dit te beskryf. Abraham het dit gehad. En hy was 'n wonderlike voorbeeld van een wat in geloof gewandel het. Hy is die vader van ons geloof. Soos ek gesê het, nie die vader van ons hoop nie, maar hy het definitief genoeg vertroue in God gehad dat ons miskien bietjie krediet daaroor kan gee, nê. So die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy verstaan nie alles wat God doen nie. Jy het nie begrip van alles hoe hy dinge wil doen en doen nie. So jy moet eenvoudig hom vertrou. En dis uitdagend vir ons, want ons is inherent as mens, dink ek, bietjie selfsugtig, selfgesentreerd. Ons wil hê, ons moet verstaan hoekom ons doen wat ons doen. Ons moet beheer amper in ons lewens hê. En die Vader wil nie dit hê nie. En dan gaan ons deur uitdagende tye en dan is dit nie vir ons lekker nie. Dan sê ek, "Sjoe, dit louter vreugde my broeders, né? Louter vreugde." Ek hoef nie die res van die skrif julle aan te haal nie. So in die geloof het almal gesterwe. Hebreërs 11 vers 13. Ekskuus, ons gaan sommer so 'n bietjie deur Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Nee. Mense het gesterwe sonder om die beloftes te kry wat God aan hulle beloof het. Dit kan nie wees nie. Dit is verkeerd, julle. Dink jy nie hier's 'n foutjie wat hier gemaak is nie? In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Nou, oor wie verwys hulle hierso? Hierso in Hebreërs 11 lees ons oor die kinders van Israel. Hulle het vir 40 jaar in die woestyn rondgeloop en een generasie moes uitgesterf het. En hulle het nie die belofte van God verkry nie. Hoekom? Hoekom is God nie regverdig nie? Hy het 'n belofte gemaak, hy moet sy belofte hou. Hy het 'n belofte gemaak, maar hy het nie aan die kant gehou.
En hierdie is waar die krisis kom. Ons kyk so vas in omstandighede dat ons soos die Israeliete raak. Dat ons soos die Israeliete kyk vas in die reëse en ons kyk vas in die uitdagings, dat ons die beloftes van God mis. Want dis te moeilik, dis te uitdagend. Geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons is nie veronderstel om in die reëse vas te kyk nie. Nie veronderstel om na uitdagings te kyk nie. Ons moet hom vertrou en as hy sê dis nou die tyd om die beloofde land in te neem, dan moet ons dit doen. Maar ons wil ons eie planne maak. Ons wil eers 'n paar Ishmaels in die wêreld inbring en dan sal ons sê, okay, ons was verkeerd. En vir die Israeliete het daai nie baie goed uitgewerk nie. Hulle het op die ou tyd nie hulle beloftes ontvang nie. En dis sleg, nee, dis hartseer dat God 'n belofte aan iemand gemaak het en hulle het nie dit ontvang nie. Is dit God se skuld gewees? Nee. Dit was hulle eie skuld gewees. Omdat hulle hom nie vertrou het nie, omdat hulle nie genoeg hoop in hom gehad het nie, nie genoeg 'n oorgawe gemaak het in hulle lewens vir hom nie. Hulle het besluit om eerder te kyk na die uitdagings as om te kyk na die God wat die instruksie gee. Was Abraham ook so 'n tipe ou? Nee. Abraham het begin op 'n plek waar hy 'n klomp foute gemaak het. Maar waar hy geëindig het, was dit, die Vader sê so, ek doen dit. Hoekom moet hy deur hierdie 25 plus jare gegaan het van opleiding om by daai punt te kom? Hoekom kon hy nie net 'n naweek seminar bygewoon het nie? Dan kon ons mos nou mooi vir hom vertel het. Want ons doen dit mos als net reg, nee, die lot van ons. Ons maak nie daai foute nie. Die man moes vir jare geleer het. Ek wil nie tyd mors in my lewe nie. Ek wil nie daai jare mors nie. Ek wil nou al besluit. As die Vader iets sê, dan doen ek dit. As die Vader vir my sê, vertrou my, dan doen ek dit. As hy vir my 'n woord gee en 'n belofte maak, dan tree ek op volgens dit. Ek gaan nie laat my eie ek en my beter wete en alles wat ek dink in die pad staan van God se woord om waar te word nie. Abraham het daai fout gemaak aanvanklik en hy moes wag en hy moes wag en hy moes wag. Die Israeliete het daai fout gemaak en as Israel moes hulle wag en wag en wag. Selfs dat 'n hele generasie nie dit beleef het wat God vir hulle bedoel gehad het nie, né? Dis hartseer en dis hard, maar hulle moes daardeur gegaan het as 'n volk omdat hulle besluit het om nie hom ten volle te vertrou nie. En die vraag wat ek hierdie naweek regtig wil vra is, gaan jy tyd mors? Gaan jy in jou lewe tyd mors om nie die Vader te vertrou ten volle nie? Want jy gaan, ek glo, iewers in jou lewe daar kom waar jy sê, eintlik gaan hierdie nie oor my nie. Hierdie hele verhaal gaan nie oor my welstand en dat ek net moet lekker hê nie. Jy gaan iewers daar kom. Die vraag is net, gaan jy die lang pad stap, soos die Israeliete deur die woestyn? Gaan jy soos Abraham 'n paar jaar moet wag en uitdagings hê? Dink nie die uitdagings wat hy in sy hart moes gehad het, hy het Ishmael weggestuur, dis nog steeds sy seun. Daai uitdagings wat hy in sy hart moes gehad het van, hy's nou nie 'n deel van my lewe nie. Ja, hy was later by Abraham se begrafnis, maar Abraham het nie dit gesien nie. Ons maak die lewe vir onsself moeilik, wanneer ons nie net die Vader vertrou nie. Wanneer ons nie net sê, ek sien nie dit wat die Vader sien nie. En dis okay, ek hoef nie dit te sien wat die Vader sien nie. Wat verwag word van my en jou is, vertrou hom. Vertrou hom sonder om te verstaan partykeer. Glo in hom, sonder om te weet waartoe hy op pad is presies. Die Vader gee nie vir ons die hele prentjie die hele tyd en nou, nee, hy soek daai vertroue. Hy soek dit. Hy beproef mense partykeer. En ek weet hierdie is 'n geweldige blik wurms wil ek amper sê, as mens praat oor God wat beproef.
Hy het vir Abraham beproef en ons word beproef. Dis wat Jakobus ook skryf. En die vraag is, gaan ons dan tyd mors? Of gaan ons sê, Vader, ek glo nie, ek vertrou nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand by my tyd steel nie. Ek gaan nie toelaat dat my omstandighede hier rondom my, want omdat die vyand is die eie ek, né? Die vyand is die een wat in sonde gebore is. Ek gaan nie toelaat dat hierdie dinge gebeur nie. Ek gee oor aan nie. Dit is die beste plek om te wees. Ek behoort aan hom. Ek het lank terug, het ek vir die Vader gesê, want toe ek en Janie getroud is, toe ons net begin, en toe ek in die bediening meer begin loop, en agtergekom, om getroud te wees, om daai wyfie te voer, kos geld. En sy eet nie eers so baie nie, maar dit kos geld om dingetjies te doen en te leef, en baie uitdagings gehad in my hart, en die Vader het regtig met my gewerk in daai tyd, en toe het ek vir die Vader net eenvoudig gesê, ek sal vir u werk, solank soos u voorsien, en ek hou aan, en ek hou aan, en ek hou aan vir hom werk, want hy voorsien. Maar dis nie dat ek nou vir die voorsiening werk nie, dit gaan nie oor finansies nie, dit gaan oor, as daar voorsiening is, gaan ek aanhou, en ek gaan aanhou, en ek gaan aanhou. En dis amazing, dis 13 jaar later, en ek is nog steeds hier, en hy hou aan voorsien, hy hou aan, en hy hou aan. Maar ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie alles nie. Ek verstaan nie, hoekom wil hy vir my gebruik, en nie die volgende ou nie. Maar ek weet hy het my geroep, en ek besluit om hom te vertrou. Ek besluit om voort te gaan in dit. En hy het vir elkeen van julle geroep, vir een of ander bepaalde doel, een of ander bepaalde rede. Gaan jy dat die vyand nog tyd by jou steel, of gaan jy dit uitleef? Gaan jy in geloof opstaan en sê, ek vertrou u met alles in my? Of gaan jy nou maar net nog wag? Want ons het gesê, ons wag nie op die Here nie, ons vertrou op hom, ons hoop op hom. Dan gaan hy vir jou die krag gee. Ja, daar is kere wat mens wag op hom, ek weet, daar is skrif wat rondom dit gaan, maar in verband met hierdie naweek se sessies, dit gaan nie oor wag op hom nie, dit gaan oor vertrou hom, glo in hom, hê daai volle hoop in hom, dat hy gaan doen wat hy beloof het. Dis wat Abraham gehad het, dis wat Sarah gehad het, en al lyk dit nie altyd logies nie. Doen nog steeds wat hy sê. Al lyk dit nie altyd reg nie, doen nog steeds wat hy sê. En dis die moeite werd. Ek kan in my lewe daai lyn trek, die kant en daai kant, waar ek gedoen het wat hy gesê het, dat ek nie gedoen het wat hy gesê het nie. En julle weet wat die resultate is. Die uiteinde is, die een steel ek by myself, en die ander een kom die heerlikheid hom toe, en ek ervaar net 'n bietjie van daai vrug, ek ervaar 'n bietjie van daai oes, en dit is so spesiaal. So, ja, die Israeliete het nie almal die beloofde land ingegaan nie, dit is so, en dis nie die Vader se skuld nie, dit was hulle wat hom nie vertrou het nie. Maar, wat hulle ook besef het, en wat ons vandag moet besef, is dat hulle is maar net 'n klein deeltjie van die prentjie gewees. Julle het raak gelees, Hebreërs 11 vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Dis nie dat die hele aandag moet op my wees, look at me nie. Dit is een van, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor iets groter as ek self. So hierdie naweek se tema is onbeskaamde hoop. Nie onbeskaamde geloof nie, onbeskaamde hoop. En in Romeine 5 lees ons spesifiek oor dit. En ek gaan nou eers uit konteks uit hierdie skrif lees, Romeine 5 vers 5. Hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is
deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Nou as ek vir jou hierdie boodskapie copy and paste in WhatsApp, dan gaan jy daarin sê, ja, dankie, die hoop beskaam nie, dit wat ek die Vader voor vertrou, dit beskaam nie, dit gaan reg wees, alles gaan goed loop, ja, dankie vir hierdie mooi woord, nee. Ons moet konteks altyd insit. Hierdie is nie 'n skrif om uit konteks uit te haal nie, asseblief nie. So, want dit klink pragtig, die hoop beskaam nie. So, ek wil vir julle 'n bietjie konteks gee. In Romeine 5, kom ons lees van vers 1 af. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, onthou julle soos Abraham, ja, het ons vrede by God deur ons Messias, Yeshua, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Waaraan roem ons? Ons roem in ons vertroue in God. Ons roem in, ek vertrou hom blindeliks. Ek vertrou hom met alles. Dis al wat ek het om op te roem. Om vir julle te sê, Tian is niks, hy is alles, ek vertrou met my hele lewe. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die wat? Kan ek soos Daniel ook gesigte trek? My seentjie die oulikste gesigte getrek gisteraan. En nie alleen in dit nie, waar roem ons ook? Maar ons roem ook in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En lydsaamheid beproefdheid. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie. As ek vir jou hierdie skrifgie copy and paste in 'n WhatsApp stuur, dan moet jy vir my terugstuur. Tian, is jy besig om my te vervloek? Is jy besig om vir my te sê ek gaan nou deur 'n moeilike tyd gaan? Is jy besig om vir my te sê daar gaan nou verdrukkinge wees? Daar gaan nou uitdagings wees. Hier gaan nou dinge wees wat lydsaamheid werk in my lewe. Die hoop beskaam nie, gaan nie oor dit wat jy nou oor gewens het gaan gebeur nie. Dit wat jy graag wil hê gaan gebeur nie. Die hoop beskaam nie, gaan oor ek is deur uitdagings, maar deur hierdie uitdagings, soos Abraham, soos Israel as volk, ek praat nie van die wat gesterf het nie, ek is deur dit, en dit het vir my laat groei. Dit het my geleer om te wees wie ek is vandag, in my vertroue met God. Die hoop beskaam nie. Vir Sarah, die hoop beskaam nie. Sy was deur 'n bitterlike moeilike tyd, maar sy het hom vertrou aan die einde van die dag, en die hoop beskaam nie. Hy het vir haar nageslag gegee. Vir Rebekka, die hoop beskaam nie. Sy het 'n nageslag gekry, soos wat God beloof het. Vir Rachel, die hoop beskaam nie. Sy is deur 'n geweldige uitdagende tyd, waar sy gesien het, hierdie sussie van haar, Lea, kry kinders, en sy kry nie kinders nie. Selfs Hanna is deur dieselfde, nê? Sy is deur hierdie uitdagings, deur hierdie moeilike tye, deur hierdie amper verdrukking, nê? Maar die hoop beskaam nie. Sy het hom vertrou. Sy het die Vader vertrou. By die tabernakel gaan sit en gebid en sê, Vader, gee my net 'n seun. Ek sal hom vir u teruggee. Die hoop beskaam nie. Almal van hierdie is deur beproewinge. Is deur uitdagings. Miskien omdat hulle iets moes leer. Miskien omdat hulle moes groei. Selfs met Abraham. Selfs met soveel in die Bybel. Wat van ou Moses? Nee, Moses het mos net 'n lekker lewe as prins gehad in die paleis van Egipte. Ja, hy het ook uitdagings gehad. Geweldige uitdagings. Die Israeliete het geweldige uitdagings gehad. Maar hulle vertroue moes in God gelê het.
Die grootste van alles is Yeshua. Yeshua het deur soveel moeilike tye gegaan, maar hy het aanhou vertrou en gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Dis waar ons moet kom, rondom ons vertroue in God, deur ons hoop in God. En dis die plek waar hierdie mense gekom het, waar hulle sê, wat ook al u sê, dis reg. Ek vertrou vir u ongeag. Dit is dan iets groter as ek self. Dis iets groter as net jy. Daar's 'n groter prentjie daar buite, maar ons is te selfgesentreerd om dit raak te sien. So ons maak dinge oor onsself. En ware vertroue en die hoop in God, dis lankal nie meer oor ons nie. Dis oor sy koninkryk. Wat kan ek in sy koninkryk doen? Wat kan ek vir hom doen? Wat is die groter prentjie wat hy wil hê? Wat is die onsienlike dinge wat ek kan nie raak sien nie, wat hy raak sien? Dis wat die hoop oorgaan. Geloof is dan die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So die onbeskaamde hoop, soos wat ons nou uit die psalms uitgesien het, soos wat ons nou hier in Romeine 5 sien, dit gaan oor 'n vertroue in hierdie verhouding wat ons het met die Vader, om te sê, ek stap met u elke dag, en wat u sê, dit sal ek doen. En ons noem hierdie iets baie besonders, ons het 'n baie mooi naam vir hierdie, en dit is gehoorsaamheid. Onthou julle die woordjie gehoorsaamheid? Ek het hom al so laat val, maar ek is bietjie versigtig daarvoor, dan sê mense raak wetties. Ek is nie wetties rondom gehoorsaamheid nie. Ek is gehoorsaam aan die Vader want ek is lief vir hom. Ek is gehoorsaam aan hom want ek het 'n verhouding met hom. Ek vertrou hom. Dis so goed soos my kinders. Ek sal graag wil hê hulle moet altyd vir my gehoorsaam, want hulle vertrou dat ek weet beste en dat ek vir hulle die beste wil hê. Maar dis baie keer asof die oogies so vir my kyk. Is jy seker? En dan wil hulle doen wat hulle self wil hê. Ja, ek dink die Vader kyk ons ook maar so baie keer en ons kyk met ons oogies van, is u seker? En dan probeer ons eie planne maak. En dis nie reg nie. Ons moet oorgee aan hom. Ons moet nie daai oogies hê van, is u seker dat hierdie gaan uitwerk nie? Ons moet pens en potjies inspring en sê, ek vertrou vir u. U is getrou. U het al u self bewys. Dankie Vader, dankie dat u dit gaan doen wat u beloof het. Ek gaan nie in die pad staan soos die Israeliete om dit wat u beloof het te laat geskied in my lewe nie. Ek gaan u vertrou. Ek gaan onbeskaamde hoop hê. En die onbeskaamde hoop hoef nie altyd te kom deur al die uitdagings en deur verdrukkinge en deur al die moeilikheid en die beproefdheid en so aan nie. Maar wanneer jy op jouself gesentreer is, dan gaan hy verdrukkinge kom. Dan gaan hy beproefdheid kom. Dan gaan jy moet lydsaamheid kry. Dan gaan jy die hoop hê aan die einde van die dag. So kan ons nie net oor daai al spring nie. Kan ons nie net verby al daai uitdagende goedjies kom en net wees by die hoop en die onbeskaamde hoop. En dis die vraag wat ons ook maar vra hierdie naweek, nê. Vader, kan ons nie maar net daar wees nie in plaas van dat ons deur dinge moes werk. Dis soos ek het klompie jare terug my vlieglisensie gedoen en dit was 'n seentjie droom van my, 'n klein seentjie droom, ek gaan leer vlieg. En toe het ek gegaan en begin en baie opgewonde begin. En ek onthou, dit was binne 3 maande of so toe ek my privaat lisensie. En toe ek nou na die tyd dit het, toe is dit 12, is dit nou dit? Is dit nou, het ek dit nou bereik wat ek wou bereik het? En ek sê vir my vrou die geweldige teleurstelling wat ek ervaar, want ek het hierdie droom gehad van ek gaan 'n vlieënier wees. En toe voel dit, nee, maar ek het dit nou eintlik verdien.
Ek het nou hard gewerk daarvoor. Ek is deur uitdagings daarvoor. Ek het baie opofferings gemaak van sosiale dinge en ook werksgeleenthede wat ek moes uitgemis het sodat ek hierdie kan doen. En so ja, ek het dit gekry wat ek wou hê, maar deur te werk. Maar as iemand net gekom het na my toe, daai eerste dag en gesê het, hier is jou lisensie, baie mooi, jy is nou 'n vlieënier, sonder dat ek enige lesse gehad het. Weet jy hoe opgewonde sou ek gewees het, nê? Dit sou so lekker gewees het. Maar ek sou glad nie toegerus gewees het om in 'n vliegtuig te klim nie. Ek dink ook nie een van julle sou saam met my in 'n vliegtuig wou klim nie. Ek dink Gila wil nou nog nie saam met my in 'n vliegtuig klim nie. So, maar ek moes deur daai toerustingstydperk gegaan het om dit op die ou einde van die dag te verdien het, sodat ek opgelei is om in dit te kan leef. En dieselfde met hoop. Ons het vertroue in God en ons dink ons weet ons het vertroue in God. Maar dan gaan ons deur al hierdie opleidingstydperke, hierdie beproefdheid, hierdie lydsaamheid wat ons ontvang, deur hierdie verdrukkinge, en dit produseer hoop in ons lewens, hierdie onbeskaamde hoop. En dan kom ons daar waar ons besef, nou weet ek eintlik waaroor dit gaan. Maar ek moes deur hierdie moeilike tye gaan. Ek moes deur hierdie opofferings gegaan het, hierdie uitdagings gegaan het. Ek kan nie dit nie vinnig gou kry oornag nie. Maar wat ek wel vir julle nou kan sê is, nou verstaan julle wanneer daar die lydsaamheid is, of daai verdrukkinge is en daai beproewinge is. Dan weet jy, hierdie is besig om iets in my lewe te doen. Halleluja. Dit moet so wees, nê? ons sukkel om die Vader te prys in die moeilike tye. Dit lyk nou nie baie goed hierdie maand by die besigheid nie, so moet ek hom nog steeds prys. Ja, juis dan, juis. Dit lyk nou nie so goed by die werk of nee, juis dan. Prys hom, want hierdie verdrukkinge, hierdie lydsaamheid, hierdie beproefdheid, dit bring hoop. Dit bring vertroue in hom. Hierdie onbeskaamde hoop, waar jy op die plek gaan kom, waar jy sê, dit gaan my nie weer onderkry nie. Het julle al gehoor iemand sê, ek het die toets geskryf, ek het hom gedop, nou moet ek hom weer skryf, nee? Moenie die toets 2 keer skryf nie. Leer uit dit uit, wat die Vader vir jou wil wys. En ek praat nou met baie bravade, wil ek amper sê, maar dis maar nog elke dag se wandel by ons, nee? Elke dag se leerproses, elke dag se beproewinge, elke dag se dinge wat gebeur. En ons groei deur dit. Maar ek verstaan dit nou vandag, want ek weet wat die proses is. Ek weet hoe dit werk. Ek sien hoe Sarah en Rebecca en Rachel en selfs Hanna, ek sien hoe al hierdie mense in die woord deur uitdagings gegaan het. As jy Romeine 11 lees, en jy kan nie vereenselwig met daai mense nie, dan sê ek, gaan net so 'n bietjie na die Vader toe en sê, Vader, ek wil meer van U hê. Dan gaan jy meer kan vereenselwig. Hebreërs 11 vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. So Henog is hierdie een wat vir God behaag het, God het hom kom neem, want sonder geloof is dit onmoontlik om vir God te behaag. Vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie. Nee? Dit was nog nie gesien nie. Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob.
en die mede-erfgename van dieselfde belofte. Klink mooi as mense dit lees. Die mense is deur soveel beproewinge, soveel uitdagings, soveel dinge, en ons dink, hulle het dit lekker gehad. Nee, dis uitdagings gewees. Ek het in my hart so om vir die Vader te sê, deur die geloof het Gerrit Nel in 2003 sy familie gevat, sonder om te weet wat gaan gebeur, en hy het Jerusalem toe getrek. Daai geloof, om nie te weet wat kom nie, en nog steeds dit te doen, nog steeds die Vader te vertrou. Dis waaroor dit gaan. Om so groot geloof te hê, dat jy sien nie wat die uitdagings kom nie, jy sien nie wat die dinge, die planne is wat God het nie, maar jy doen dit nog steeds. Dis groot geloof. En dis die hoop en vertroue wat ons moet hê. So hoe vinniger ons besef, hierdie tyd wat ons hier het op die aarde, die fokuspunt is nie Tiaan Nel nie, die fokuspunt is nie jy self in persoon nie, die fokus is God, hoe vinniger kan ons by die onbeskaamde hoop uitkom. Waar ons sê, die beproewinge, dit gaan nie oor my nie. Die uitdagings, dit gaan nie oor my nie. Ek wil die Vader behaag met alles in my. So ek moet in geloof wandel, wat hoop as 'n hoofbestanddeel het. Ek wil nie dit goedkoop laat klink nie, maar as jy nou 'n koek wil bak, en die koek se naam is geloof, dan is die hoofbestanddeel hoop en vertroue in God. Jy kan nie in geloof wandel sonder om die Vader te vertrou nie. Dis wat hom behaag. En ek vir julle uitdaag om te sê, jy weet wat die Vader in jou hart gedeponeer het, jy weet wat hy vir jou het, leef dit uit. En as jy sê, jy weet nie, ons het mos nou 'n geleentheid gemaak, wat ons sê, ons gaan 'n bietjie afsprake hê en gesels, en ek vertrou dat profeties die Vader dan vir ons die antwoorde sal gee, dat jy ook in hierdie kan uitstap en sê, ek gaan my roeping uitleef, wat die Vader vir my het. Ek gaan nie laat die vyand by my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie selfsug van my en die selfgesentreerdheid van my maak, dat ek nie die Vader se koninkryk groot maak en vir hom behaag nie. Ons volgende sessie gaan ek dan bietjie met ons gesels oor Yeshua, die hoop van die heerlikheid, wat ek dink julle almal weet hoekom ek oor dit wil praat, maar interessante goed ook daar leer. Maar kom ons bid net eers en sê vir die Vader dankie vir wie hy is in sy hart, en dat hy vir ons deur hierdie skool partykeer sit, sodat ons by hierdie vaste vertroue kan uitkom, by hierdie hoop teen hoop. Wanneer dinge sleg lyk, gaan ons nog steeds hom vertrou. Vader, ons vra dat U vanaand vir ons deur U woord en deur die Gees, soos wat ons gelees het ook, deur die Gees kom bedien, dat ons sal vertroue hê in U. Vertroue nie op dit wat ons sien nie, vertroue dat U beter weet, dat U die onsienlike weet. Dankie Vader, dat U vir ons elkeen 'n doel het, 'n roeping het, en vir ons vorentoe wil vat, na 'n volgende plek in ons verhouding met U. Kom vra dat U elkeen hierso kom besoek vanaand, kom aanraak vanaand, daar waar hulle nou is, om 'n meer duidelike prentjie te hê van die beloftes wat U al vir hulle gemaak het, van die roepinge wat U op hulle lewens het, en dat hulle sal in dit inhardloop, nie met skaamte of so nie, maar hulle sal sê, wys ons net nog, wys ons U weer, leer ons U weer, want ons het onbeskaamde hoop, ons vertrou in U met alles in ons. Kom seën elkeen hierso vanaand, om in daai intieme verhouding met U te wandel, wat net 'n pa en 'n kind kan inwandel. Om te weet, as U geroep het, sal U voorsien. As U vir ons gesê het om iets te doen, dan sal U vir ons die pad gelyk maak. Dankie Vader vir wie U is, en dat U elkeen hierso so lief het, en dat ons deur hierdie
proses van groei kan gaan, wat uitdagend is baie keer, maar dat ons aan die ander kant kan uitkom as oorwinnaars. Ek bid dit alles in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.